TGBN TV. With every thought and every word, with every breath and all that I am, I want to love you as long as I live, for you are my God. I surrender. I surrender all. With every step and every plan, with everything that's in my heart, I want to serve you as long as I live, for you are my King. I surrender. I surrender all. All my life and all my needs, all my ways and all my deeds, I want to follow you every day, for you are my Lord. I surrender. I surrender all. All my life and all my needs, all my ways and all my deeds, I want to follow you every day, for you are my Lord. I surrender. I surrender all. I surrender. I surrender all. Goeiedag, weer eens baie welkom. Julle luister na TGBN TV. My naam is Marie Skeepers en die program se naam is Skyn vir Jesus. Baie welkom, mag julle die program geniet en mag dit vir julle tot seën wees. Kom ons open met gebed. Baie dankie Jesus weer eens vir 'n geleentheid. Dankie vir die voorreg wat ons weer eens het om u woord te kan uitdra daar na buitentoe. Dankie Jesus weer eens vir die platform, vir hierdie geleentheid, hierdie program om die woord uit te kan dra daar na buitentoe, sodat ons die woord kan versprei oral oor die wêreld. Baie dankie Jesus, seën die mense wat die agter die skerms werk en wat help om die programme en te laat uitsnaai en dit moontlik maak. Dankie Jesus, seën nou die boodskap wat uitgaan. Jesus, salf my lippe en laat ek spreek wat u wil hê ek moet spreek en laat die mense sal kan hoor wat u wil hê hulle moet hoor. Dankie Jesus, ons loof en ons prys en ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen.
Ons begin vandag deur te lees uit Markus 9 uit, vanaf vers 14 tot 29, en dit gaan oor die seun wat maansiek was. En toe hy by die disippels kom, sien hy 'n groot menigte om hulle, en die skrifgeleerders wat met hulle rede twis. En dadelik toe die hele skare hom sien, was hulle baie verbaas en het na hom gehardloop en hom gegroet. Daarop vra hy die skrifgeleerdes: waarom rede twis julle met hulle? En een uit die skare antwoord en sê: Meester, ek het my seun wat 'n stomme gees het, na u gebring. En waar hy hom ook aangryp, skeer hy hom, en hy kry skuim in die mond, en hy knars met sy tande en word styf. En ek het u disippels gevra om hom uit te dryf, en hulle kon nie. Toe antwoord hy hom en sê: O gelowige geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra? Bring hom na my toe. En hulle bring hom na hom toe. En toe hy hom sien, laat die gees hom dadelik stuiptrekkings kry, en hy val op die grond neer en rol rond met skuim in die mond. Daarom vra hy sy vader: hoe lank is dit al dat dit hom oorgekom het? En hy sê: van kindsdae af. En dikwels het hy homself in die vuur en in die water gegooi om hom dood te maak. Maar as u iets kan doen, ontferm u oor ons en help ons. En Jesus sê vir hom: wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir een wat glo. En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê: ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp. En toe Jesus sien dat die skare by mekaar stroom, het hy die onreine gees bestraf en vir hom gesê: jou stom en dowe gees, ek gebied jou, gaan uit hom uit en kom nooit weer in hom nie. En nadat hy geskree en hom baie stuiptrekkings laat kry het, het hy uitgegaan. En die seun het soos 'n dooie geword, sodat baie gesê het hy is dood. Maar Jesus het hom by die hand gegryp en hom opgerig en hy het opgestaan. En toe hy in die huis kom, vra sy disippels afsonderlik: waarom kon ons hom nie uitdrywe nie? En hy sê vir hulle: hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan as deur gebed en vas nie. So na aanleiding van hierdie teksgedeelte gaan ek vir julle 'n stukkie lees uit 'n boek uit van Max Lucado, en die boek se naam is Vind vertroosting en versekering by God in jou seer kry. Die geknakte riet en die smele lamp bid. So ons lees van Max Lucado vandag. In vers 29 het hy gesê, hy sê vir hulle: hierdie geslag kan deur niks uitgaan, deur gebed en vas nie. So hy sê vir hulle, daai probleme van jou kan net deur gebed en vas kan uitgaan. Hierdie hoofstuk is nie 'n Concordus nie, dis 'n beproewingsvliegtuie. Sommige mense se gebed is soos Concordus strale, moeiteloos, glad, hoog en kragtig. Hulle woorde weergalm in die wolke en stuur supersonele kanale deur die hemelruim. As jy soos 'n Concorde bid, haal ek my hoed af vir jou, indien nie verstaan ek. Miskien is jy, soos ek, meer van 'n besproeiingsvliegtuig as 'n Concorde. Jy is nie indrukwekkend nie, jy vlieg laag, jy moet herhaaldelik oor hierdie stuk grond vlieg, en party oggende gaan dit maar sukkel, om die ou engine aan die gang te kry. Die meeste van ons is so,